Vorige keer het ons gepraat oor nostalgie. Nou hier nog, daar waar ons gepraat het oor hoe mens so maklik verknog kan raak aan die verlede, met heimwee terug verlang, so amper asof 'n mens in die verlede woon, asof dit ons blyplek is, die verlede. Ek wil vandag bietjie praat oor hoopvol vorentoe. Hoopvol vorentoe. Ja, hoe maak 'n mens dan nou so aan die begin van 'n jaar, as mens dan nou nie in die verlede geanker wil bly nie, maar dalk juis ook vorentoe wil leef, met hoop natuurlik. En dis 'n bitter moeilike ding. Ons hoef nie mekaar te herinner aan al die nare uitdagings wat die wêreld vir ons bied nie. Hoe moeilik ons omstandighede is waarin ons moet probeer oorleef nie. Dit gee nie vir 'n mens juis baie hoop as 'n mens vorentoe, die toekoms wil in. En dit laat my nogal juis dink aan hoe die Israeliete, toe hulle die dag uit Egipte uitgetrek het, hoe hulle dalk juis ook moedeloos gevoel het oor hulle toekoms. Onthou jy nog, daar in Exodus, hoe ons nou lees hoe Moses die Israeliete uit Egipte uitlei, ja, daar in Exodus 14, 15, 16, hoe Moses die Israeliete uit Egipte uitlei en in die woestyn inlei, en hulle die hele tyd herinner, God lei hulle na die beloofde land toe. En die beloofde land word die toekoms wat vir hulle voorgestel word. Maar op pad daarheen beleef die Israeliete baie moeilikheid. Ja, daar's nie water nie, daar's nie kos nie, maar die oomblik sodra hulle uit Egipte uittrek, jy onthou nog hoe Moses met die 10 plaae die farao oortuig om die Israeliete te laat trek, en dan wanneer die Israeliete trek, kort daarna dan verander die farao van plan, en hy sê vir die Egiptenare om die Israeliete agterna te sit, om hulle te gaan terugbring Egipte toe. En dis juis dan, wanneer hierdie hoopvolle toekoms van die beloofde land vir Israel 'n bietjie troebel word. Die Egiptenare is hier agter hulle, op pad om hulle in te haal. En uiteindelik dan kom die Israeliete by die Rooi See en hulle besef, maar hier het ons nou moeilikheid. Voor ons is die see, hier gaan ons verdrink as ons hierin wil gaan. Agter ons is die Egiptenare op pad om ons te verower. En wat maak 'n mens dan, wanneer jou verlede en jou toekoms jou vasknyp? Dis juis in sulke omstandighede dat ons nou lees hoe daar ook uitkoms vir die Israeliete kom. In Exodus 14 lees ons dan nou juis hoe die Egiptenare Israel van agteraf begin inhaal, hoe God het so bestuur dat die engel wat nog die hele tyd voor die Israeliete uitgetrek het, skielik agterom die Israeliete beweeg en tussen hulle en die Egiptenare in beweeg. Ons lees ook die wolkkolom wat voor die Israeliete uitbeweeg het ook so agter hulle ombeweeg en tussen hulle en die Egiptenare tot stilstand gekom. Op so 'n manier het God van agteraf die Israeliete beskerm en bewaar. Dan lees 'n mens nou juis hoe Moses die volk moed inpraat. Ja, hy gee hulle hoop. As 'n mens lees in Exodus 14 vers 13, dan sê Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenare nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Moses praat die Israeliete hoop in. Hy gee vir hulle hoop en moed. Die Here sal hulle beskerm, die Here sal hulle veilig hou. En wanneer ons nou so die onbekende toekoms van 'n nuwe jaar moet binnegaan, waarin vind ons hoop? Juis ook hierin, om te mag weet, God sal ons beskerm en bewaar. God kom ook tussen ons en ons verlede ingeskuif en gee vir ons die moed om vorentoe te beweeg. Al mag die toekoms vir ons hoe duister lyk, God is by ons. Sy engel beskerm ons. God sorg vir ons. En dit gee vir 'n mens hoop. Mag jy ook in hierdie jaar op hierdie manier hoopvol vorentoe beweeg.